Ek bid graag saam met u voor ons na die boodskap toe gaan. Here, baie dankie dat ons vanoggend weer saam as 'n gemeente kan bely dat daar niemand soos u is nie, Here. En dat ons daarom vrywillig en graag en met vreugde die knie voor u wil buig. Ons wil ook vanoggend as ons na u woord luister, buig. Ons stywe nekke buig wat nie altyd wil hoor nie, Here, wat nie wil luister nie. Ons wil vanoggend ook, wanneer ons uitstap, buig voor u wil, soos wat ons dit gehoor het en eintlik al ken, Here. Ons bely vanoggend dat ons maar stywe nekke het. Dat dit baie keer vir ons oor onsself gaan en nie oor u plan en u wil en u doel nie, Here. Dankie dat ons dit kan bely en dat u elke dag en elke week en ook elke Sondag in die erediens weer vir ons kans gee om met u reg te maak en weer voor u te kniel en weer voor u te buig, omdat daar niemand soos u is nie en omdat u die woorde van die lewe het, soos Petrus gesê het, en omdat die lewe met hoofletters eintlik maar is wanneer ons vir u lewe, Here. Ek kom bid nou baie nederig, Here, dat u ook vanoggend se woorde sal gebruik vir ons te help om die knie te buig en vir u te leef, Here. Kom praat soos u wil met elkeen van ons. Dankie dat ons ook vanoggend oor ons behoeftes voor u kan buig. Ek dink veral aan die name op ons afkondigingsblaadjie van mense wat swaar kry en siek is. As ons die knie voor u buig, dan erken ons ook dat u die enigste een is wat kan help en wat kan troos en wat kan dra. Dankie daarvoor, Here. En dankie dat ons ook vanoggend, al is hier niemand in die erediens gewees nie, maar ook kan dankie sê vir die gawe van lewe, van nog 'n nuwe lewensjaar wat u vir mense gee. Mag die jaar wat voorlê ook vir hulle goed wees, Here. Goed ook omdat hulle saam met u kan leef en vir u ken en omdat u hulle dra. Amen. Vriende, ek is nog steeds saam met julle by Genesis. Verlede week was ons nou in Genesis, wat so hoofstuk was dit nou weer gewees? Ek het nou 24, ja, ek het nou self amper vergeet. Genesis 24, waar ons gesels het oor Abraham wat sy slaaf, of sy myn man Eliezer, stuur om vir Isak 'n vrou te gaan soek. En ons het gehoor hoe Eliezer hierdie taak, hierdie opdrag wat Abraham vir hom gegee het, hoe Eliezer dit heeltyd bidend aanpak. Hy beweeg vorentoe, maar hy doen dit bid. En ook, ons het ook laasweek gesê, hoe hy dan elke keer ook die getuig oor die Here se goedheid, hoe die Here hom gehelp het, hoe die Here hom gedra het, hoe hy die Here loof oor die Here wat sy gebed beantwoord het. Nou vanoggend is ons nou weer 'n bietjie verder aan in Genesis, ons is alweer by Josef. Genesis, ons lang gedeelte vanoggend, ek gaan verwys en so hier en daar lees uit Genesis 42 tot by hoofstuk 44, en dis nou die storie van Josef, waar Josef se broers uiteindelik, terwyl dit hongersnood is oor die hele wêreld, waar Josef se broers uiteindelik Egipte toe kom en kom kos haal en hom toe daar raakloop en wat als daar gebeur het. Miskien net dit voor ek 'n paar verse lees, ons kan nooit alles lees nie, dis te lank, maar miskien net die volgende. Julle gaan nou agterkom as ons Genesis 42 tot 44 lees, dan is Josef besig om met hierdie broers van hom te mors. Hy's besig om 'n kat en muis speletjie met hulle te speel. En ek lees net hier en daar 'n vers om iets daarvan uit te wys nie, of ja, dat ons dit kan mooi raak sien. Die broers kom in Egipte aan, hoofstuk 42, Josef verkoop self die kos aan die mense, en hulle kom by hom, en dan lees ons daar in vers 7 sommer, lees ons, hy het hulle bars aangespreek, nee, hy was kwaai met hulle, hy was nors met hulle, hy het hulle bars aangespreek. 'n bietjie verder lees ons in vers 9, hy het vir hulle gesê, julle is spioene, wat het ek nou probeer sê? Julle is spioene, julle het net kom kyk waar die land maklik ingeval kan word. En dan sê vers 17 verder aan, Josef het 3 dae lank so aangehou, en op die 3de dag sê hy toe vir hulle, ek dien God, op hierdie voorwaarde kan julle bly lewe. Sjoe, rof, nee. As julle eerlike mense is, moet een van julle in die tronk agterbly. Julle ander moet dan die graan wegbring vir julle hongerhuismense. En dan moet julle julle jongste broer na my toe bring, en dan sal ek julle glo. En dan staan hulle het ingestem, en toe vat Josef, bietjie verder aan, vers 24, toe vat Josef vir Simeon, en hy sit hom voor hulle oë in die tronk,
En dan doen hy die volgende ding wat weer 'n prentjie vir ons gee van hierdie kat en muis speletjie. Hy het toe die geld wat hulle vir die koring betaal het hy in hulle sakke, hulle reissakke teruggesit, sê vers 25. En nou later as die ding nou maar loop, later die aand gaan maak die broers hulle sakke oop om vir hulle donkies kos te gee. En dan sien hulle, die geld is hier bo in die sakke. En dan skree een van hulle, kom kyk hier. My geld is teruggesit in die sak. Dis nou daar by vers 28. En dan hulle verstaanbare logiese reaksie, hulle was radeloos. Wat moet ons nou doen? En hulle dood geskrik. Uiteindelik kom hulle by hulle pa aan, hulle vertel al hierdie wat gebeur het in Egipte en van hierdie Josef vertel hulle vir hulle pa en nou hoor julle sommer die trauma wat Jakob, die ou bejaarde Jakob beleef as ons in vers 36 die volgende lees. Jakob het vir hulle gesê: "Julle maak my kinderloos. Josef leef nie meer nie. Simeon is nie meer hier nie en nou wil julle nog vir Benjamin ook wegvat en ek ly daaronder." Sjoe, ons hoor iets van spanning, van trauma, van nood in hierdie situasie, nee, in hierdie kat en muis speletjie wat Josef speel. En dan weet julle nou vriende, uiteindelik raak die kos op daar in Kanaan en Josef se broers moet nou maar weer terug gaan Egipte toe en hulle moet vir Benjamin saambring en hulle pa is hierdie kant toe, daardie kant toe, maar uiteindelik is dit moet gebeur, nee, dit kan nie anders nie. En dan gaan hulle Egipte toe. Kom hulle daar by Josef se paleis se wêreld aan en dan sê Josef vir sy werksmense, sê hy daar in vers 16 van hoofstuk 43, sê hy, vat die manne na my huis toe, laat slag en laat 'n ete voorberei, want hulle moet vanaand by my eet. En nou word die boeties bang, sê vers 18 van hoofstuk 43. Waaroor gaan hierdie ding? Hoekom moet ons na sy huis toe gaan? Is dit oor die geld wat ons die vorige keer in ons graansakke teruggesit is? En dan maak hulle, dan probeer nou uitfigure wat aangaan, dan sê hulle, ons word hierheen gebring om ons te oorval en te oorrompel en van ons slawe te maak en ons donkies ook nog te vat, nee. So hulle is in 'n flat spin as ons dit so in gewone Afrikaans kan sê. Maar dan lyk dit of alles alright gaan. Hulle eet saam, hulle hou lekker partytjie. Regtig, wil ek my rowwe partytjie as 'n ou so 'n bietjie lees. En dan in vers 33 ook nog, die broers het teenoor Josef gesit. So hier sit Josef, daai kant sit die broers en hulle sit nogal volgens hulle ouderdomme. Van die oudste af tot by die jongste. En hieroor het die manne mekaar verbaas aangekyk. Want hier is nog so 'n bietjie deel van die kat en muis speletjie, nee. En so kan ons nou verder lees, vers 44. Uiteindelik gaan hulle nou weer terug Egipte toe met die nuwe kos wat hulle kom koop, die koring en so aan. En dan gaan Josef voort met hierdie kat en muis speletjie. Hy sê vir sy werksmense, sit elkeen se geld, nou weer die geld bo in die sak. En my beker, my silverbeker, moet julle in die sak van die jongste sit en saam met die geld vir die graan. Dis hoofstuk 44, sommer daar aan die begin, vers 2. En dan gaan Josef voort met sy speletjie. En hy sê vir sy werksmense, sit hierdie manne agterna. En gaan sê vir hulle, hier het 'n beker weggeraak, 'n belangrike silverbeker. En dan sê vers 10 van hoofstuk 44, hulle deursoek nou alles, nee, Josef se mense deursoek al die koringsakke, en dan sê Josef se hoofamptenaar, die een by wie die beker gekry word, sal my slaaf word, dis in vers 10. En dan vers 12:13, die beker is in Benjamin se sak gekry. En toe skeur die broers hulle klere. Elkeen het toe maar weer sy donkie gelaai, die koringsakke teruggesit, en hulle het omgedraai stad toe. Hulle is toe almal saam terug, nee. En dan kom hulle by Josef, hoofstuk 44, vers 15, en Josef sê, waarom het julle dit aangevang? En dan begin Juda te praat, een van die broers. En Juda sê, vers 16, vers 17 sê hy, vers 16 sê hy, daar's 'n gesprek tussen Juda en Josef, en Juda sê, meneer, hier is ons is meneer se slawe, ons almal, nie net die een in wie se sak die silverbeker gekry is nie. Ons is almal u slawe, saam met hom by wie die beker gekry is. En dan sê Josef, vers 17, nee, dit laat ek nie toe nie, nee. Die een by wie die beker gekry is, sal my slaaf word, en julle kan ongehinderd na julle pa toe gaan. Klomp losverse, maar tog so half iets van 'n eenheid, nee. Maar 'n klomp verse in vers hoofstuk 42 tot 44, wat net vir ons sê, Josef is besig om met sy broers te mors. En nou vanoggend vra ek die vraag, waarom mors Josef so met sy broers?
Waarom speel hy hierdie kat en muis speletjie met hulle en waarom laat hulle so swaar kry? Waarom veroorsaak hy soveel nood, soveel trauma, soveel stres in hulle en hulle pa se lewe? Het lyk vir my, mens sal oor hierdie vraag sal 'n mens moet uitsluitsel kry as jy wil uitmaak wat Josef hier aan die aanvang is, waarmee Josef hier besig is. Nou is dit so nee dat Josef die Bybel spel nie baie duidelik vir ons uit hier hoekom Josef dit doen nie. En daarom is daar 'n klomp, wat is die regte woord, 'n klomp menings, 'n klomp opinies, 'n klomp kommentare oor hierdie gedeelte gee verskillende antwoorde of redes vir Josef se harde optrede teenoor sy broers. Sommige van die kommentare sê Josef wil sy broers straf vir die kwaad wat hulle hom aangedoen het. Ander kommentare sê weer hulle dink Josef wil sy broers help om in te sien hoe verkeerd hulle teen hom opgetree het, sodat hulle skuld uiteindelik kan bely, sodat daar iets van 'n versoening of 'n vergifnis miskien kan kom, nee, iets daarvan. En dan is daar ook kommentare of verklaarders, teoloë wat sê Josef wil sy broers toets om te sien hoe hulle karakter nou na omtrent 20 jaar lyk. En dan wil hy daarvolgens besluit of hy vir hulle moet vertel wie hy is of nie. So dis verskillende opinies oor hoekom Josef so kat en muis speel. En ek dink miskien daar is ietsie van elk van hierdie opinies of redes miskien waar in die verhaal. En ek dink ook dat baie van ons, en ek het nog tot 2 weke terug, het ek gedink, dis waarskynlik omdat hy die broers wil toets, hoe sal hulle karakter nou? En soos ek gesê, ek dink daar is iets daarvan in die verhaal, maar toe ek nou begin lees oor die gedeelte, en ek lees veral in 'n ou kommentaar reeks, Afrikaanse reeks Woord in die Lig, toe kom ek agter, nee wag, hier's meer in hierdie verhaal. So ek wil vanoggend bietjie daaroor gesels. En ek wil so begin. As ons onthou dat hierdie stuk geskiedenis nie in die eerste plek oor Josef en wat alles met hom gebeur het gaan nie. As ons onthou dat dit gaan oor God wat met sy volk besig is, wat sy plan laat uitspeel, wat 'n pad met sy volk stap, dan hoef ons nie vooraf heeltemal te besluit wat was Josef se redes nou, wat was sy motivering en hoekom het hy opgetree soos hy opgetree het nie. Dan kan ons ook nie vooraf sommer net besluit dat Josef die held is in hierdie verhaal wat nooit niks verkeerd gedoen het nie. Ja, miskien moet ons vir mekaar sê Josef is nogal eksemplaries, nie? Hy's 'n goeie voorbeeld. Hy's een van die beter ouens in terme van sy optrede in die skrif en ook dan hier in Genesis. Van die ouens wat beter doen. Maar ek dink nie ons moet sommer vooraf besluit dat Josef die held in die verhaal is wat niks verkeerd kan doen nie. En as ons dit nie vooraf besluit nie, dan kyk 'n mens miskien 'n bietjie anders na hierdie teks. Want dan word Josef 'n mens van vlees en bloed, vriende. 'n Mens soos ek en jy, wat ook foute maak, wat nie sonder foute is nie. Dan word Josef iemand soos ons wat soms haatdraand kan wees en wat 'n wrok kan dra en wat wraakgedagtes kan koester, nê. Dit is my interessant, ja, kom ek los eers dit. En ek dink dis nogal iets wat in hierdie hoofstuk 42 tot 44 gebeur. Ek dink is iets van Josef se ou natuur wat hier opstaan. Iets van die ou Josef en sy ou natuur ontwaak skielik in hom toe hy weer sy broers na 20 jaar sien. En dit is my interessant dat Josef bietjie vroeër, hoofstuk 41, dink ek 40-41, trou hy mos en kry hy 2 kinders en hy noem hulle sekere name, ek het nou nie die name in my kop nie, maar in elk geval, en een van die name sê, hy noem die kind juist daai naam wat hy sê, God het my laat vergeet van alles wat my aangedoen is. Al hy sleg, al hy onreg wat teenoor my gepleeg is. Ja, deur my broers, maar ook sommer hier in Egipte. God het my daarvan laat vergeet. En dan is daar hierdie gedeelte waar dit lyk vir my, al hierdie ou natuur, al hierdie wraakgedagtes, hierdie haatdraandheid, skielik weer in hom opstaan as hy sy broers sien. Julle onthou mos die ou Josef, jy weet, dis een van die redes hoekom hy verkoop is deur sy broers. Die ou Josef wat met oor sy drome geloop en spog het. Die ou Josef wat stories by sy pa loop aandra het oor sy broers se gruwelike optrede. En toe Josef sy broers voor hom sien, toe staan iets van hierdie ou Josef met woede en met wrevel, toe staan dit weer in hom op. En miskien is dit nie so vreemd nie, vriende, want ek dink ons beleef dit ook. Ek dink sommer aan 'n familieverhaal wat ek onlangs met mense bietjie deurgesels het. En
die mense het gedink, die onreg wat in die familie gebeur het. Hulle het gedink, die familie het daarmee gedeel. Hulle het gedink, die ding is afgehandel en hy's gebeere. Hy is onskadelik, hy is verby. Hulle was oortuig, daar was vergifnis en versoening gewees. En toe 15 jaar later, toe steek die ding weer sy kop uit in die familie. En toe sal weer chaos, en toe sal weer gevoelens, en toe sal haat, en toe sal weer wrokke, en toe sal ou koeie uit die sloot uitgeraaf, ensovoorts, ensovoorts. Ek self het ook baie onlangs iets hiervan beleef, en ek was onseker of ek het vanoggend moet sê, want ons is nog op die lug ook en al die goeters, so daarom sê ek het baie neutraal, maar so 36 jaar terug, het iemand sy vingers so voor my geswaai, en my toe sommer met die vuis ook bygekom daarna, en ek het daarom nou nie teruggeslaan nie, ek het net die persoon gegryp, wat hy kan verder slaan nie. Maar dit het so 36 jaar terug gebeur. En skielik, nie lang terug nie, doen hierdie persoon dit weer. En hierdie keer is ek wyser en ouer, en ek verstaan eintlik waar die persoon vandaan kom. Dit kom van die persoon se spanning, se bekommernis, se trauma, se stres, wat nou al vir maande en maande aanhou. Maar hierdie keer, 36 jaar later, swaai die persoon weer die vinger voor my. En wat met my gebeur, is alles van 36 jaar terug, wat ek ook gedink het ek gebeere het, en wat ek mee gedeel het. Alles staan weer my op. Alles kom terug, die gedagtes, die emosies, die ervarings wat 'n ou daar gehad het, 36 jaar terug, alles staan weer op. En vir 'n oomblik is my gevoel weer wraak, retaliation, aan te val omdat ek aangeval word, iets daarvan. En genadiglik help die Here my daar, ek is oortuig sy gees lei my daar, en toe die persoon so staan, toe vat ek die persoon, en ek sê, sorry, ek verstaan waar jy vandaan kom, ek verstaan wat hier aangaan, sorry. Jy weet, so iets, ekskuus, ek probeer nou nie met die laaste stukkie sê ek so oulik nie gedink ek gaan dit ooit ook die laaste stuk sê nie, wat ek wil sê is, dit gebeur met ons ook wat met Josef gebeur, nee, dat ons dink goed is klaar, en dan, as daar iets 'n trigger is, dan staan dit weer in 'n mens op, dikwels, iets daarvan. Ons beleef dit ook. Ag, ek weet nou nie of hierdie gaan ek sommer los, of wat ek sê, ek was 'n ruk terug by 'n gemeente, en as jy na die gemeente toe ry, dan so klompie kilo's voor die gemeente ry jy oor so 'n nekkie, en daai nekkie se naam is Verraaiersnek, en daar het in die Anglo-Boereoorlog iets gebeur, en dis nou 125 jaar terug, maar die verraaier, en ook die mense wat verraai is nog daar in die omgewing, en hulle is nie lekker met mekaar nog steeds nie, die wrok en die haat bly, iets daarvan bly. En miskien is dit iets hiervan, wat ek nou gesê het, wat die skrywer suggereer, as hy vir ons in hoofstuk 42 vers 9 sê, Josef het aan sy drome van vroeër gedink, en vir hulle gesê, julle is spioene, hulle uitgevreet, kras met hulle gepraat, bars met hulle gepraat. En nou staan ons in 'n situasie, waar Josef nou die hef in die hand het. Vroeër jare was hy aan die nikke en die grille van sy broers oorgelewer, en nou is hulle volkome in sy hand. En nou lyk dit vir my, is dit ten minste een van die goed wat hy hier doen, is hy werp alles in die stryd, hy probeer hulle terugkry, hy probeer hulle iets van hulle eie medisyne gee, en hierdie broers is magteloos vir hierdie kat en muis speletjie wat Josef met hulle speel. Julle het nou gesien eintlik wat gebeur, ek gaan nie weer, hier's 'n paragraafie wat ek het wou herhaal, maar ons het nou 'n paar verse gelees, so ek gaan nie herhaal nie, maar hulle is in hierdie kat en muis speletjie, en hulle is magteloos, om enigiets daaraan te doen. Nou, miskien net by die volgende punt dan nou optel, want ek haal nou 'n paragraafie uit hierso. Uiteindelik, nadat hy die tweede keer in Egipte was, vertrek hulle nou ongedeerd, na die partytjie ook, vertrek hulle ongedeerd, terug na Kanaan toe, en dan ontdek hulle mos nou dat Benjamin as 'n dief aangekla word, of Benjamin word as 'n dief aangekla. En moontlik was deel van Josef se kat en muis speletjie, moontlik was deel van sy wraakplan, was dat die broers dalk vir Benjamin alleen sou terugstuur. Dat hulle nog is soos hulle 20 jaar terug was, dat hulle maar sou sê, ag, we cut our losses, kom ons gaan huis toe en laat hy nou maar sy eie battles fight, nee. Miskien was dit iets wat in Josef se gedagtes was. En dan sou hy dalk sommer 2 vleie met 1 klap
reg gekry het nie, of het sou vir hom 2 vleie met 1 klap gewees het. Die broers sou sonder Benjamin na hulle pa toe moes terugkeer, en hierdie keer sou hulle nie skotvry daarvan kon afkom, soos hulle die vorige keer skotvry daarvan afgekom het, toe hulle nou gesê het, Josef is deur 'n wilde dier verskeer nie. So dalk sou hy nou iets daarvan regkry, dis die vergelding nie, dis die wraak, dis die ek kry julle terug. En miskien was sy ander plan dat hy dan sy tweelingbroer, of nie tweelingbroer, sy lieflingbroer, sou terugkry, vir Benjamin sou terugkry, Benjamin sou by hom wees. En van die kommentare waarna ek net oor verwys het, sê, waarskynlik was dit van die begin af deel van Josef se plan. Daarom dat hy so aandring dat Benjamin ook moet Egipte toe kom. Maar dan gebeur daar iets, hierso so aan die einde van hoofstuk, middel van hoofstuk 44, gebeur daar iets wat ek dink nie Josef heeltemal kon voorsien nie. Al die broers draai saam met Benjamin om. Al 12 sê iewers hierso, vers 13, al 12 van hoofstuk 44, almal van hulle, elkeen van hulle het weer hulle donkie gelaai, en hulle het omgedraai stad toe, terug na Egipte toe. En ek dink nie Josef het hierdie een sien kom nie. En dan nou die gesprek tussen Josef en Juda, daar in Genesis 44, vers 16 tot 17, ek lees net weer kort wat daar gebeur. Juda het vir Josef geantwoord, hier is ons is meneer se slawe, ons almal, saam met hom by wie die beker gekry is. En dan sê Josef mos in vers 17, toe sê Josef, dit laat ek nie toe nie, die een by wie die beker gekry is, sal my slaaf word, en julle kan ongehinderd na julle pa toe teruggaan. Hierdie stukkie laat my half dink, ja, dit was heeltyd sy plan, dat Benjamin moes agterbly, die ander gaan, en so aan. Maar in elk geval, so, dis toe hoe die ding uitspeel, en dan kom maar 'n amazing gedeelte wat ek nog nooit baie aandag aan gegee het in my lees van hierdie gedeelte nie. Maar Juda praat dan weer. En ek gaan nou maar 'n langerige stukkie lees van die pleitrede wat hy hier teenoor Josef uitspreek, eintlik 'n roerende pleitrede. En dis hoofstuk 44 van vers 19 af, amper al die verse in daai hoofstuk. Vers 19, meneer het ons gevra of ons pa nog leef en of ons nog 'n broer het. En ons het vir meneer gesê, ja, ons pa is oud. En op sy ou dag het hy nog 'n jong seun wie se broer dood is. Die seun is die enigste wat van sy ma oorgebly het en sy pa het hom lief. Maar u het gesê ons moet hom na u toe bring sodat u hom kan sien. Toe het ons vir meneer gesê die kind kan nie van sy pa af weggaan nie. En as hy sou weggaan, sou dit sy pa se dood beteken. Maar u het vir ons gesê, u wil ons nie weer sien as ons jongste broer nie hierheen kom nie. So hy herhaal bietjie wat gebeur het, nê. En dan vers 25. Toe ons pa ons later weer vra of ons 'n bietjie kos te gaan koop, het ons vir hom gesê ons kan nie gaan as ons jongste broer nie by ons is nie. En toe het vers 27, toe het die onderdaan ons pa vir ons gesê, vers 29, as julle nou ook nog hierdie jongste van my af wegvat, en hy kom iets oor, sal julle my in my ouderdom laat sterf van verdriet. Wanneer ons dus by ons pa terugkom, en die seun aan wie hy so geheg is nie by ons nie. Ja, as hy moet sien, die seun is nie daar nie, sal hy sterf. So sal ons oor ons pa wat 'n ou man is, so sal ons pa wat 'n ou man is van kommer laat sterf. Juda het verder gesê, ek het vir my pa gewaarborg dat die seun sal terugkom. Vers 33, hou my daarom dan nou hier as meneer se slaaf in die plek van die seun, maar laat hy saam met sy broers teruggaan. Hoe kan ek sonder die seun by my pa aankom? Ek sal dit nie kan verdra om te sien dat so 'n smart hom tref nie. Aangrypende pleitrede wat Juda hier lewer, opregte uit die hart uit pleitrede teenoor Josef. En dan net die 2 verse in hoofstuk 45 se begin. Josef kon hom nie langer bedwing voor die mense wat hom bedien het nie. Hy het hulle almal beveel om van hom af weg te gaan, en daar was van die wat hom gedien het nie een by hom, toe hy hom aan sy broers bekend gemaak het nie. Hy het so hard gehuil dat die Egiptenaars en die mense in die Farao se paleis het gehoor het. En toe sê Josef vir sy broers, ek is Josef, leef pa werklik nog?
Ek dink julle kom agter in hierdie gedeelte wat ek nou gelees het, dat hierdie pleitrede van Juda vir Josef tot sy sinne geruk het. En hy het skielik besef, terwyl hy nog besig was om sy broers se les te leer, wat hulle nooit sou vergeet nie, het hy besef dat hy met sy pa se lewe speel, dat hy met mense se lewens speel, dat hy bydra tot die nood en die trauma en die seer en die pyn in mense se lewens. En dan word die rolle hier omgekeer in hierdie toespraak, hierdie pleitrede van Juda. Tot nou toe, soos ek net al gesê het, was Josef grootliks die held in hierdie verhaal. Maar skielik word Josef hier ontmasker, vriende, as wat ek net al gesê het, as die wraakgierige. As die een wat met die ou treurende Jakob se lewe dobbel. Miskien het Josef ook hier skaam gekry oor sy optrede, toe hy agterkom dat sy broers mense geword het, wat nie meer net aan hulle self dink nie. Ja, miskien nie. Die Here gebruik hier vir Juda, om vir Josef tot sy sinne te ruk. Die Here gebruik deur sy gees vir Juda, om vir Josef tot sy sinne te ruk. Die Here gebruik selfs een, wat my van tevore te nagekom het, om my tot my sinne te ruk later in die lewe. Iemand met wie ek vroeër in die verlede scraps gehad het, kan die Here selfs gebruik, om my hier tot my sinne te ruk. Iemand vertel die volgende, hy sê sy pa het altyd, wanneer hy met stories by hom aangekom het, gesê, my kind, wees nie al te regverdig nie. En in 1 Korintiërs 10 vers 12 skryf Paulus, hy wat meen hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. En ek dink dis iets van wat hier uitspeel met Josef nie. En dan wil ek sê, nie een van ons vriende is te goed om 'n fout te maak nie, om gruwelike foute te maak nie, om gruwelik te misluk in die lewe nie, om die ergste sonde te pleeg nie. Nie een van ons is te goed daarvoor nie. En as ek nou die reg van daai tyd aan dink, dan het Josef menslik gesproke, regs gesproke, het hy al die reg aan sy kant gehad. En hy sê vir elke ding wat sy broers aan hom gedoen het nie, sou hy 'n goeie saak kon uitgemaak het. En die reg sou waarskynlik aan sy kant gewees het. Maar tog was hy verkeerd, want dit het nie net oor hom gegaan hier nie, vriende. Deur sy planne, sy wraakplanne, het hy met sy pa se lewe gedobbel. En nou hoef ek nie baie te vra nie, maar ek vra tog, wat van my en jou? Hoe reageer ons op die mense wat ons te nakom, op die mense wat ons diep verwond het? Toe ek nou weer dink oor die 36 jaar terug se storie waarvan iets onlangs herhaal het in my eie lewe, toe dink ek, ja, daar lê eintlik nog 'n stuk wond, daar het vel oorgegroei, uit gesond geword, maar daar lê nog iets van daai seer. Ons sit almal met wonde, met seer, mense wat ons te nagekom het. En ons moet ook nie te heilig en hoogheilig wees nie, ons het dit ook self aan mense gedoen, as ons eerlik is daaroor. So kom ons wees net eerlik met mekaar, kom ons vat dit eers wyd nie. In ons land was en is daar baie onreg. Ons hoef nie vir mekaar enigiets daaroor te sê nie. Dis waar van ons politiek, dis waar van ons kerk, dis waar van ons ekonomie, van die samelewing in die algemeen, daar's 'n klomp onreg. En dis ook soos jy self weet, soos ek weet, dis waar van ons persoonlike omstandighede, van ons persoonlike lewens, soms van ons familielewens. Onreg is deel van die lewe, ons kan dit nie vermy nie. En dan die vraag, hoe reageer ons op onreg? En ek dink ons moet oppas dat ons nie op die ou ende soos Josef die verkeerdes word nie. Die verkeerde is omdat ek en jy iewers langs die pad onvergewensgesind en onverdraagsaam en wrokkig bly oor die onreg wat ons moes verduur het of nog steeds vandag verduur. Ons moet oppas dat ons nie die verkeerdes word nie. Gelukkig los die Here nie vir Josef hier waar hy besig is om sy broers te nyl nie, as ek dit so kan sê. Gelukkig los die Here hom nie. Judas se woorde laat iets in hom gebeur, laat iets in hom verander. Die Here gebruik, soos ek nou al gesê het, Judas se woorde om hom tot sy sinne te ruk. So kom ons vra maar weer vir mekaar, ek vra vir myself, ek vra vir jou, hoe reageer ons op onreg? Waarmee loop ons? Wat gaan ons gedagtes aan? Wat se emosies het ons? Kom ek sê miskien dat emosies, selfs die slegte emosies, is nie verkeerd nie, nee.
Hulle kom baie keer onwillekeurig, hulle kom by ons op, en ons wil baie keer wraak neem. Maar ons kan nie met hulle loop vir ons lewe lank nie, vir maande lank, vir weke lank nie. Nee, ons kan nie dit doen nie. So hoe maak ons? Vriende, kinders van die Here, liewe gelowiges, as God met Josef 'n pad kon stap, dan kan dit met my en jou ook doen as jy vanoggend dalk hier nog met 'n wrok sit, met wraak sit, met onvergewensgesindheid sit. Ons hoef nie so aan te karring nie. Ons enigste reaksie op die onreg wat teenoor ons gepleeg is, hoef nie vergelding te wees nie. Ja, miskien moet ek dit ook bysê, ek het nie eens aan gedink nie, maar dit maak 'n ou net self siek. Dit maak jou self ongelukkig. Dit laat jou eie verhoudings dikwels lei. En as ek sê siek, bedoel ek sommer fisies ook siek baie keer en psigies siek, as 'n ou met die goed loop. Die beste opsie, weet ons wat dit is, die beste opsie is om met al hierdie goed na die Here toe te gaan en ons harte voor hom uit te stort. Hy weet tog in elk geval presies wat in ons gedagtes en in ons harte aangaan. Ek maak klaar, mag die Here tog met ons ook besig bly oor hierdie tipe goed in ons lewe, soos wat hy met Josef en Josef se broers besig gebly het. En mag daar by ons ook verandering wees, soos wat ons dit by die broers gesien het, en soos ons dit ook sien hier in hoofstuk 45 by Josef. Dat Josef dit nie langer kon hou nie, en dat hy sê wie hy is, en ons gaan nie oor 45 verder praat nie, ek weet Petro het hieroor ook gepreek, toe sy oor Josef 2 dienste gehou het oor hierdie verhaal, maar Josef se vergifnis, toe hy daar uitgekom het. Ek is klaar vir vanoggend, dis amen vir my, mag die Here met ons besig bly, ook oor ons onvergewensgesindheid, ons wrok gedagtes. Amen. Ek wil vanoggend vir ons as 'n antwoord nie 'n lied laat sing nie, maar ek wil sommer 'n paar gedeeltes lees, 'n teks uit Psalm 139 uit, en ook 'n paar woorde van 2 liedboekliedere, miskien as 'n stuk selfondersoek, maar ook as 'n antwoord aan die Here. En ek doen dit soos ek gesê het, ek lees hierdie woorde as ons gebed, gebed wat antwoord op die boodskap. U is welkom terwyl ek lees, want ek lees soos ek gesê het as 'n gebed, om ook die oë toe te maak. Psalm 139 vers 23-24. Deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad. Daar is by ons soveel weerstand teen u wil, u woord, o Here. Ons bied soveel kere teenstand. Ons wil ons nie deur u laat leer nie. Skep in ons 'n nuwe gees, Here. Laat ons u gehoorsaam wees. Leer ons om in eie oë klein te wees voor u, o Here. Die bewus van ons onvermoë om u naam opreg te eer. Maak ons nederig en stil om te lewe soos u wil. Laat Heer u vrede deur my vloei. Leer my om ook soos u te kan vergeef. Maak my bereid om myself te sterf, dat ander u al meer in my kan sien. Amen. Here, baie dankie vir die dankoffer wat ons kan gee. U ken ons harte, u weet wat hier binne in aangaan, u weet hoekom ons gee, met wat se gesindheid en motivering. Dankie vir die voorreg om dankoffer te gee, en help vir ons, Here, om natuurlik die beste te gee, onsself te gee. Onsself te gee om te leef soos wat u vir ons leer. Dankie dat u vir ons die Heilige Gees gegee het om ons hiermee te help. Dankie dat u ook vir ons u woord gegee het om ons te wys hoe 'n lewe vir die Here lyk. Amen.
Ons het nou net gesing, hy wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeef, en as ons na die liedboek, woorde van die lied kyk, dan spreek vers 4 'n wens uit en sê, as die Vader in sy liefde dan die sondaar maak tot kind, mag sy seun al meer gestalte in ons doen en late vind. Ons het nou ook gesing, dit kan, die seun kan al meer gestalte in ons doen en late vind. Hoekom? En dis sommer my seunwoorde ook, want ek en jy's uit God gebore, en daarom kan jy uit die bron van liefde leef. En jy die wondergawe, die gees van God, en daaruit sprei die wederliefde. Amen. Die Here seën en beskerm jou, die Here verhoor jou gebede, vrede vir jou, vrede vir jou, vrede